verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naam, dit is Sondag aand, dis Kruiskyk en ons is weer daar by jou, waar jy ook al Kruiskyk kyk, jou slaapkamer, jou sitkamer, wat 'n wonderlike voorreg is dit om met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy kyk, dankie vir die feedback wat ons elke week kry, alle eer aan die Here. En ja, dis nou die eerste wat ons nou doen, dat ons so onderhoud het vanaand, of eintlik nou maar net so 'n gesprek, het gewoonlik preek ons hier agter die preekstoel, maar hier is nodig. Ek het vanaand, het ek Kimberly saam met my. Kimberly, baie welkom. Groet gou die mense daar. Goeiemôre julle, dit is baie lekker om met julle te kan gesels. Daar sy, dis lekker dat jy hier by ons is, en sy het nie eintlik 'n keuse nie, want sy is by ons hier in die gemeente, so ons hou dan maar lekker kerk, né? Baie pastoor, Die Gees van die Here werk. altyd. Daar sy. Nou ek wil julle dan nou sê, sy het 'n storie. Sy het 'n wonderlike storie wat ons net met julle moet deel en graag met julle wil deel. Of sy ten minste, ek het so 'n paar vrae, ek het haar voorberei. En as daar een luisteraar is wat, miskien is daar 'n ma of 'n pa wat kyk na Kimberly, wat 'n kind het, wat nou tans dalk in dieselfde posisie is waar jy was, né? En ons wil deur hierdie opname wil ons vir hulle hoop gee. Daar is hoop, né? Ja, daar is pastoor. Daar is hoop. Okay. So, ons gaan begin en sy kan maar op haar gemak wees. Onthou, sy het dit nog nooit gedoen nie, maar ek glo hier is die begin van vele. En die Here het vir jou ook, ek glo, woord gegee, dat hy jou gaan gebruik om jou boodskap uit te vat na mense daar buite, né? Dis reg, ja. Okay, Kimberly, vertel ons gou, waar is jy gebore en so 'n bietjie van jou kinderjare? Ek is gebore in Dundee Okay, en my kinderjare was baie goed. goeie kinderjare. Goeie kinderjare gehad, tot net my ouers egskeiding. Is dit? Hoe oud was jy toe hulle geskei het, om tyd as jy kan onthou? Ek was 9 jaar oud. 9 jaar oud, okay. Maar dit het ook ons maar bietjie sy hiccups en bietjie trauma of wat ook al, of hoe jy dit hanteer? Of is dit bietjie te ver terug? Ek het dit baie moeilik hanteer. Ek het gevoel dis my skuld dat my ouers geskei het. Ja. En moes jy maar so deur die jare met dit probeer. Maar jy is daar nou oor dit vandag. Ek is oor dit, ja. Daar sy. Okay. Sê gou vir my, ja, het ek nou die vraag 2. Tweede vraag, hoe het jy die egskeiding van jou ouers hanteer? En hoe sê jy nou sê, okay, jy het dit klaar geantwoord, maar het dit jou kinderlewe beïnvloed, byvoorbeeld jou skool, jou vriendekring, was jy gelabel by die skool, ag ja, weet haar ma en pa se skei, of was daar nie werklik issues oor dit nie? My pa sal ook dis so. Is dit? Ja, en so ek is net gewoond dat as hy daar is, dan... Okay, so jy het maar vinnig aangepas, nee? Ja, ek het gesukkel om vriende te maak. Is dit? Ja. As gevolg van dit? As gevolg van dit. Okay, goed. Wat sou jy sê was die hoofsaaklike rede, as jy nou sal sê, sekere aanpassings wat daar was by die skool? Het jy gesukkel om aan te pas as gevolg van dit? Of, ek kan onthou toe ek klein was, het ek gesukkel om aan te pas met baie fasette van die skool, maar ek was baie teruggetrokke. En my ma en pa was al jare, was nooit geskei nie en daai goeters. So jy sê dat, want daar kyk dalk nou iemand daar kyk daar 'n jong tiener of 'n jong mens wie sukkel om aan te pas
as gevolg van dalk hulle ouers wat huweliksprobleme het of huweliksprobleme gehad het en geskei is. Sal jy vir hulle kan sê, daar is hoop? Ja, daar is hoop en ek is baie skaam en ek het nooit die vrymoedigheid gehad om met mense te praat nie, uit my eie uit. So jy moes het maar op jou pad self. Okay, dis toch al 'n challenge. Dis nou alright, maar as 'n 9-jarige, 10-jarige Ja, was dit baie moeilik. was dit moeilik geweest, né? Okay, nou hier's nou die vraag. Now we get into it. Wanneer het jy betrokke geraak? As jy ongemaklik is om te sê hoe, want ons wil ook nou nie mense, jy weet, blootstel, maar hoe sou jy sê, wanneer en hoe het jy in kontak gekom met dwelms? Want daar is waar jou lewe nou beginne amper uit mekaar het geval het. Vertel gou daaroor. Ek het die verkeerde vriende gekies en verkeerde verhoudings gekies en toe raak ek betrokke met dwelms. Is dit? Op wat se ouderdom, min of meer? Ek was 16 jaar oud, Is dit? Toe jy begin vir die eerste keer. vir die eerste keer, ja, En dit dan nog in Newcastle. in Newcastle. Hierdie pragtige plek hier by die Drakensberge. Ja. En jy kan nie glo dat sulke onhou broei hier ook uit nie, né? Is dit rof in hierdie dorp wat dit betref? Dit is vreeslik rof, elke hoekie en draadjie is daar diere. Dit is beskikbaar oral. Sou jy sê dis net so in die verbygaan, ek het jou nou nie voorberei op dit nie. Sou jy sê dis baie maklik beskikbaar vir onder andere kinders en die skoolkinders goed. Ja, dit is baie maklik. Is dit? So dis amper asof jy takshop toe gaan. Ja, dit is. Is dit? Dis eintlik hartseer. En ek dink nie dis net Newcastle nie, dis al die dorpe. Dis oral, ja. Hierdie ouens, hierdie dwelm ouens is oral. Okay. Nou hier is die ander ding. Jy het swanger geraak, né? Of wat ouderdom was dit nou? Ek was 19. 19. Toe jy swanger geraak. En ek moet sê, julle mense, sy het 'n pragtige seentjie. Mooi, en hy's 4 jaar oud, né? Hy is 4 jaar oud. 4 jaar oud en kyk, en hy's lewendig hoor. Hy's lewendig. Maar wat 'n impak het, wat is sy naam? Kaiden. Wat 'n impak het Kaiden op Kimberly gemaak? Nie Kimberly op Kaiden nie. Wat 'n impak het hy op jou gemaak? Vir my is dit my grootste blessing. Is dit? Ek wou baie graag 'n ma wees. Is dit? En okay, sonder natuurlik jy weet wat ek nou bedoel is, en die pa van die kind was daar, julle was in 'n verhouding gewees en hy het ook dwelms gebruik. Dis reg, ja, pastoor. Julle het dit saam gebruik. Ons het dit saam gebruik. Okay. Ek moet dadelik vir jou sê dat Kaiden se geboorte is nie 'n ongeluk nie. Hy's 'n blessing, né? Dit is reg, Okay, ja, pastoor. maar die pa van die kind is uit julle lewe uit. Hy is uit ons lewe uit, ja. Okay, maar nou, wat het gebeur? Hy's uit jou lewe uit, maar jy het toe weer iemand ontmoet. Dis reg, ja, pastoor. Nie baie lank terug nie, né? Nie baie lank terug nie. Vertel ons gewoon net wat het daar verkeerd gegaan. Ek was verslaaf aan dagga gewees Okay. en ek het hom ontmoet en ek het nie geweet hy gebruik goed nie. En toe het ek saam met hom gebruik, sê gee my 'n bietjie, want ek het gedink Toe gebruik hy ander dwelms. hy het ander dwelms Baie erger. baie erg. Okay. En ek het hom gesê gee my 'n bietjie, want ek het gedink dis al hy my sal lief hê. Dat as ek dwelms gebruik en ek het dit gebruik om myself maagdik te maak, want my swangerskap het ek bietjie gewig opgetel. So jy sê, want het amper vir jou soos 'n god geword. Ek het hom verafgod. Is dit? Was, sonder die ouderdom te noem, was daar 'n groot ouderdomverskil. Ja, daar was. So, eintlik was hy veronderstel as die meer volwasse om stabiliteit te bring. En dit het hy nie gedoen nie. Dis reg, ja. Okay, ek kry 'n oproep van jou stiefpa af. Wat 'n wonderlike mens is, né? Hy is. Wonderlike pa vir jou. Nog is. altyd gewees en nog steeds is, en die support. En toe sê hy vir my, nou so ruk terug dat, hy het my so 'n bietjie in die pret gebring, en toe sê hy vir my dat Kimberly het 'n breakdown gehad, een of ander tyd. Kimberly's in 'n rehab,
en jy het op 'n call het jy gesê dat jy soek vir my of jy weet hulle moet my bel of iets. Hulle het dit nou nie gedoen nie, which is now beside the point, nee. Wat het daar gebeur? Wat se breakdown was dit nou? Is dit net 'n crash of wat was dit? Ek was vir my ouers huis aangerand en toe begin ek hallucinate want ek was so hoog gewees. Okay. En toe enigste ding wat ek kan dink is dat ek hoor die Here nou. Okay. So daar, jy was saai, jy was aangeval, geslaan. Ja. En, wow, dis bad, né? Gee dit nie vir jou hernieuwde waarde van the wages of sin is death? Kyk wat doen hierdie goed aan 'n mens. As daar iemand is fotoverdige wat nou kyk wat verslaaf is, of wat dit oorweeg om 'n pel te hê wat hierdie goed gebruik, wat wil jy vir daai persoon sê? Dat daar is een verlosser en dit is Jesus en dit is die duiwel hou mense so vas en daar is net Jesus kan jy red, niemand anders nie, geen mens nie, geen rehab nie, dit is net die Here wat dit vir jou kan doen. Dis kosbaar, okay, Kimberly, wat het die rehab vir jou beteken? Wat ek weet vir 'n feit is, dat die rehab, die persoon daar's 'n pastoor, baie nice. Nee, so dit is nie net sommer 'n drug rehab, nie, daar's spiritual, to be fed spiritually en al die goeders, nee. Het dit jou goed gedoen en hoe lank was jy daar? Ek was daar vir 21 dae lank en dit het my baie goed gedoen. Hulle gee regtig om oor die mense en bring hulle nader aan God. En sê vir my, sal jy ook sê, as jy nie regtig gehelp wil word nie, gaan die rehab niks vir jou kan doen nie? Nee, hulle rehab, nee. Hulle gaan niks vir jou kan doen nie, en as die rehab nie vir jou werk nie, dan stuur hulle jou of psychwalk toe, of tronk toe. Is dit, so, jy het amper 'n keuse gehad, maar as jy nie bly die Here het jou daai hoek ingevat nie. Ek is baie bly. Asof die Here gesê, luister, dis nog genoeg. Nee, okay, jy doen baie goed, hoor. Okay, Kimberly, jy sê die rehab uit, ek kan dit daarop wels vir haar, jy's baie getrou in die kerk. Ja. Inteendeel, dis nou Sondag aand en dis nou 'n rukkie later, maar ons hou lekker bidure en jy's by alles. Ek kan dit daarom sê, dat haar bekering is nie 'n bewering nie, hoor. Sy het regtig waar, die Kimberly wat ek ken, is 'n paar jaar, het 180 grade gedraai, nee. Okay, maar nou toe stuur jy 'n video uit. Nee, jy stuur nou 'n video uit. En daai video het jy dit op ons kerkgroep gesit en ek het hom by ons voice clip versprei en ek het soveel feedback gekry. 'n Pa wie se seun nou in rehab is vir ek dink die 5de keer. Sy niere was hy dag 10% gebruik gehad vir sy niere. So erg het hy gebruik. Die Here het hom 'n tweede kans gegee. Ek het jou video vir daai ouetjie gestuur en dit is so gewaardeer. Jy kan môre lees waaroor jy gepraat het, né? Ja, nou, jy het nou so 4 minute, want ek het nog so 2 vrae wat ek wil vra. Vertel gou net, wat het jy daai dag gedeel, daai video wat jy geplaas het vir ons? Ek het gedeel dat ek was in die psychwalk ingeboek, omdat ek het mense begin aanval, want ek het so hallucinate, want ek het gedink, ek sal nie hou. En die mense, alles en almal om my is demone en hulle maak my vas aan die bed en hulle maak my aan my arm vas 'n wit laken en alwaar ek kan dink dat dit is the hem of his garment en dis al wat ek nou het en ek hou vas aan God en ek bid dat die Here al die drugs my sal verlos want ek kan nie meer dit doen nie want ek verloor alles en almal, ek het al my goed verkoop, ek het almal verloor, weggestoot en alles net vir drugs. En ek hou vas aan die wit laken en ek begin bid en dit was net asof al die drugs uit my liggaam uitgaan en die Here het my geantwoord en dit was ek het niks cravings vir enige drugs nie. Ek kan by bier of wat ook al wees, ek wil dit nie hê nie, ek het nie die lus daarvoor nie, ek het geen cravings vir drugs nie en net die Here het my verlos, heeltemal. Kijk, ek sit nou met die grootste smaak wat ek in 'n lang tyd gehad het, want dit is eintlik supernatural. Dit is Dis bonatuurlik, want
hoeveel getuienisse gaan jy kry dat jy net 21 dae in rehab was? Daar's van hulle wat maande daar is, wat maande in 'n rehab is, né? En dan, ek hoor, weet nie wat waar is, as jy party rehabs is so, dat party ouens leer eintlik daar juis om drugs te gebruik, wat hulle ontmoet ander druggies en daai goed, as hulle daar uitkom, dan is hulle amper 10 keer erger. En nog 'n ding waaroor jy gepraat het nou die dag was, jy weet, oor daai relationship wat jy nou met die Here het, en nou vat altyd jou verhouding, op baie keer vat 'n mens jou verhouding met die Here as granted, né? Hierdie herontmoeting, jy het gesê dat hem of his garment, daardie doek, dis maar soos die vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het, wat she touched the hem of his garment. En nou wat sy vir haarself gesê het was, if I could touch the hem of his garment, I will be healed. Nee, en jy sien hierdie gedrogte en goeters, was eintlik mense wie jy aangeval het, nee. Het dit net in 'n oomblik se tyd, bam, dus het alles weg. Alles was net weg en ek sien ek is eintlik nou in die hospitaal, want die rehab het... Toe sien jy waar jy is. Toe sien ek's net daar en ek begin verder sing, koortjies. Is dit nie amazing nie? Dit is wonderlik. So daar is 'n liedjie wat iemand sing, ou Rocky, 'n vriend van ons, hy sing die lied, Daar is hoop. Alle eer aan die rehab, alle eer aan jou familie wat daar was, jou maale was daar vir jou. Ja. Nee. Wat sou jy sê, hoe is jou verhouding nou met die Here? Dit is nou baie goed. Was dit al ooit so sterk? Nog nooit. Is dit? Sal jy ooit weer net dink om dit weer te doen? Wat Nooit nie. is dit? Wel, terwille van jouself, van jou sielsaligheid en jou seun. Ja. Nee. Ek wil sê vir my, wat sou jy vir die kyker daar buite sê, wat nou kyk? Wat sê vir hulle sê, want ek kan jou waarborg, daar gaan heel moontlik iemand wees, wie kyk, wat 'n kind het. Daar kyk daar iemand wie self dit is. Ons gaan word hierdie op kruiskyk uitgesaai, ons gaan hierdie stuur op ons groepe. Wat sal jy vandag sê, vanaand sê, vir iemand wat kyk, dalk 'n ma of 'n pa, wat wil jy vir hulle sê? Ek wil vir hulle sê dat addiction, om verslaaf te wees aan dwelms, dis 'n siekte en mens kort help. En daar is help daar buite, maar die beste help sal wees net om aan die Here vas te hou. Want dit is die duivel sit daar goed op ons en dit is van die vyand af, maar daar is 'n healer en sy naam is Jesus. Weet jy wat het my vrou nou die dag baie geraak van jou? Was nou so rukkie terug, toe ons mos die aand die fellowship gehad, en toe sing ons daai liedjie, daarbo in die hemelse Kanaan. En sy sê, en sy sal jou uitdrukking op jou oë, né, Des, jy moet net al, sal sy nie vergeet daai longing. Mense, ek ken hierdie jong dame nou 'n paar jaar, en ek kan vir julle sê, dat wat ek hier ervaar en beleef, kon net die Here doen. So, die feit dat jy vir mense sê, daar's hoop, praat jy letterlik uit experience uit. Dis reg, ja. Is dit nie awesome nie? Wat is die grootste les? En dat kan jy glos is deur. Wat is die grootste les wat jy geleer het? En hoe is jou verhouding nou met die Here, met jou ouers en met jou seun? Die grootste les wat ek geleer het, is dat jy nooit enigiets bo God sit nie, en dat dwelms, dit is nie die moeite werd om dwelms te gebruik nie. Ja. Want jy verloor letterlik alles. En my verhouding nou met my familie is baie goed. Ek kan my kind elke liewe dag sien. En my verhouding met die Here is nou sterker as wat dit ooit was. En wat nice is, wat ek kan bevestig, is dat jy het nie uit die rehab gekom, al hierdie getuienis, al hierdie wonderlike goed, en that's it nie. Ek sien jy bou op dit. En ek dink dis ook belangrik, want to stagnate, om te stagneer, is baie gevaarlik.
Toe dink wel, ek is so solid, ek is so sterk, devil, bring it on. Oor die dag gaan nie, né? Jy wil aanhou groei in die Here. Nou ek gaan jou nou in die diep waters ingooi. Ons het 'n minuut oor. Nou ek gaan jou nou in die diep water gooi. Ek gaan vir jou die voorreg gee om te bid. En vir die kruiskykers te bid. En ja, net vir hulle te bid en dan sluit ons af. Dis reg. Dankie dierbare Hemelsvader dat ons vandag hier kan sit en Here, ek wil U vra vir almal wat kyk en elke persoon wat ly aan verslawing, Ja, dat dat U hulle sal verlos as hulle die verlossing wil hê. En die ouers wat kyk, dat hulle nie moet opgee op hulle kinders nie, want daar is hoop in Jesus, in His mighty name. Here, ek vra U vir die persone wat verslawing wil los. Ek pleit hulle in die kosbare bloed van Jesus. Hulle mindset, dat hulle mindset sal verander, dat hulle in God sal glo, want net God kan hulle help. Amen. Ek bid dit in Jesus heilige naam alleen. Amen. Hey, Kimberly, dit was lekker om jou te gesels. En ja, julle kan ons kontak, as daar iemand is wie met haar persoonlik wil kontak, kan julle deur my werk, is dit reg is so met jou? En dan, en ek sê vir julle, sy het nog nooit gedoen wat sy vandag gedoen het, en jy het baie goed gedoen, hoor. Jy het sy goed gedoen agter. Baie goed gedoen, en somebody will be touched by this. En mag die Here vir jou seën, kruis jy kyker, stuur hierdie, of laat die ouens weet, hulle moet hierna kyk, hoor, hierdie is wonderlik, en ons eer die Here vir dit, en ons sien julle ouens weer, volgende Sondag aan. Baie dankie, God bless.